teenwoordigheid te kan staan. Here, saam met die psalmdigter wil ek my hande oprig vanaand en sê ek bring aan U 'n dankoffer. My hart loop oor van dankbaarheid, Here, vir U goedheid en vir U liefde. Here, dat U 'n getroue Vader is. Lord, you're a good Father. Ons verklaar dit vanaand. Here, en dit is my hartsbegeerte, soos die lied sê, Here, that you will have your way in my life. As jy saam met my stem vanaand, wil jy nie net vir 'n oomblik jou hand opsteek nie. Ons steek ons hande op as 'n teken van oorgawe vanaand en oorgee. Om te sê, Here, ons staan saam met hierdie lied se woorde om te sê, uit my diepste, binneste wese verklaar ek, that you can have your way in me. Here, dis my hartsbegeerte dat U verheerlik sal word in my lewe. Dat U elke deel van my lewe sal gebruik om U koninkryk te bou, om mense aan te raak, maar sodat U die eer kan kry. Here, mag U ook vanaand in hierdie diens mense kom herlaai, mense kom restoreer. Here, maar my gebed is dat U ook in hierdie diens in elke aspek verheerlik sal word. Dankie vir U goedheid en U liefde. Ons eer U vanaand. Amen. Amen. Goeienaand herlaai. Jy's welkom om jou sitplek te neem. Kan ons net vir die Here 'n lofoffer gee vanaand? Teniek het genoem dat ons in die bidkamer gepraat het oor die vervolgde kerk. En terwyl ek ook besig is om reg te maak om oor te neem by die band, raak ek net bewus met dankbaarheid van hierdie voorreg wat ons het om hom vrylik te kan aanroep. Ek dink ongelukkig so baie keer vat ons dit for granted en besef ons nie waardeur ander Christene reg oor die wêreld gaan, hoe hulle vervolg word en hoe hulle 'n soeke het om so vrylik net sy naam te kan aanroep nie. Maar wat 'n voorreg, en ek hoop dat as jy hier uitstap vanaand, stap jy hier uit met 'n dankbare hart, dat jy 'n ontmoeting kon gehad het, vrylik met die lewende God. Amen. Nou vanaand begin ons 'n nuwe reeks en is daar enige iemand wat daai kan lees? Kan ek hoor, gesamentlik? Kopskuif, okay, maar is dit omdat jy dit kan lees of omdat jy geweet het dit was die tema? Okay, nee, daar's daarom van julle wat dit kon lees. Ek is bly, Andrea, so dit is perfect. Ons kan dit net so hou. Ek sê vir, ek dink dit gaan deel wees van dit wat mense gaan onthou oor die volgende paar weke. Toe ons dit vanaand op die skerm sit, toe sit so bietjie donker. Maar mag jy juis, omdat jy sukkel om dit te lees, onthou dat dit sê kopskuif. Mag jy die kopskuif maak om te onthou wat die tema is. Nou, hierdie tema is gebore uit die skrifgedeelte uit Romeine 12 vers 2, waar ons lees dat julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So ek gaan vanaand baie fokus op spesifiek hierdie skrifgedeelte, maar ons gaan hom so bietjie ook gebruik oor die volgende paar weke. Nou 'n kopskuif, wat beteken hierdie woord? Dit is 'n ingrypende verandering in iemand se manier van dink, houding of uitkyk. Dit is iets wat in jou gedagtes gebeur om jou anders te laat dink en dan anders te laat optree. As jy gaan kyk na hierdie definisie verder, dan word hy in 3 dele opgebreek. Hulle sê, dit is om jou siening van 'n situasie te verander. Spesifieke situasie wat dieselfde bly. Hy herhaal. Hy verander nie, of jy bly in daai omstandigheid, maar jou siening in hierdie omstandigheid of teenoor hierdie situasie verander, alhoewel die situasie nie verander het nie. Of wat deel maak van dit is 'n bewuste besluit, jy doelbewuste keuse is deel van 'n kopskuif, en dan lei dit gewoonlik tot nuwe gedrag. So jy kan nie 'n kopskuif maak sonder dat dit nie 'n effek het op aksie nie.
Daar is 'n reaksie wat jou hele gedrag rondom iets verander. Nou, 'n kopskuif kan positief of negatief wees, maar vanaand gaan ons net vir 'n oomblik bietjie stil staan by die positiewe deel van hoekom 'n kopskuif nodig is. Nou, ek het so ruk terug, ek dink in 'n 10de boodskap het ek hierdie verhaal genoem, en ek gaan net vinnig weer daarby stil staan. Ek dink ek het dit eendag in herlaai ook genoem. En dit gaan oor hierdie 3 mans wat deel was van 'n bouprojek. Jare terug, waar hulle besig was om klip te kap, bakstene te maak vir 'n spesifieke konstruksie projek. En terwyl hulle besig is om hierdie klippe te kap, want hulle is besig om bakstene te vorm, want hulle is nie in 'n tyd met ons masjinerie en tegnologie nie, so hulle is letterlik nog besig om klippe te kap, sodat daar bakstene groot genoeg vorm vir die bouprojek. Is daar 'n man wat verbystap, en hy kom by die eerste, daar's 3 ouens wat sit, en hy vra vir die eerste man, wat maak jy? En die man sê, ek kap klip. Maar so half verontwaardig, want kan jy nie sien waarmee is ek besig nie? Ek is besig om klip te kap, dis wat ek doen. En hy stap na die tweede man toe, en hy vra vir hom, wat maak jy? En hierdie man is baie spesifiek, en hy sê, ek is besig om hierdie klip af te skuur en te kap, sodat hy hierdie spesifikasie aan voldoen. Hy moet so groot wees, sodat hy op hierdie spesifieke plek in daardie muur pas. So hierdie man is so gefokus oor die spesifikasies van sy werktaak, waarmee hy besig is. Die laaste man word gevra wat hy doen, en sonder om te huiwer sê hy, ek bou 'n kathedraal. Hierdie man is ook besig om klip te kap. Hy doen presies dieselfde werk as al 2 die ander mans voor hom. Hy sit langs hulle en kap. Maar as jy hom vra waarmee hy besig is, dan sê hy vir jou, hy's besig om 'n kathedraal te bou. Hy het 'n kopskuif gemaak. Hy dink anders oor hierdie alledaagse taak waarmee hy besig is. Hy is gefokus op die groter prentjie. En hy sien homself nie as nutteloos en vasgevang in hierdie alledaagse taakies wat elke dag herhaal. Hy raak nie negatief oor die werk wat hy doen nie. Hy het 'n verwagting dat hy besig is met 'n groter werk as homself. En vanaand wil ek daai as inleiding gebruik om jou te vra, waar is jy vanaand? In jou alledaagse beweeg en leef, waar is jou kop? Waar is jou gedagtes? Is jy besig om net klip te kap? Het jy dalk so besig geraak om vas te kyk in al die spesifikasies van wat jou werk of jou lewe behels? Dis gewoonlik ons vrouens wat al die lysies het en al die planne maak en alles wil beheer. So gefokus op die spesifikasies van wat moet gebeur. Of is jy actually vanaand soos hierdie man op 'n plek waar jy ook die groter prentjie raak sien? As jy nie is nie, hoop ek dat teen die einde van hierdie woord stap jy hier uit met 'n kopskuif wat jy gemaak het om anders te dink. Nou ek gaan jou vra om vanaand saam met my bietjie te preek en ek wil hierdie 3 goed vinnig herhaal. 'n Kopskuif het nodig dat daar 'n siening moet verander, daar moet 'n bewuste besluit wees en daar moet nuwe gedrag wees. Nou kan jy gou-gou jou selfoon vir my uithaal. Ons gaan gou-gou Slido gebruik vanaand. Okay, so as jy daai net vir my kan skandeer met jou kamera, hy sal jou vat na 'n link toe. Die link sal sommer oopmaak as jy jou kamera oop het. As hy jou nie soontoe vat nie, wil ek jou vra om net gou-gou vir my in jou browser in te tik slido.com en dan is daar 'n kode op die skerm. Jy kan dit dan ook gebruik om net by Slido uit te kom. As jy in is en daar's nog nie vir jou 'n vraag of iets verder nie, ons sal dit nou aktiveer. Ons wil net gou-gou vir almal kans gee om dit te skandeer. Alright, ek dink julle kan vir my aangaan. Ons eerste vraag is dan, wat is ons nuwe reeks se titel?
Gaan kyk of daar sy. Daar's daarom een persoon wat na die inleiding geluister het. Baie dankie. Daar sy. Daar kom 2 by. Enige iemand anders? Evenal, is dit koppelhuis? Goed. Ek moet werk aan my uitspraak. 'n bosduif. Okay. Ek is bly julle slaai daar werk. Dan gaan ons oorgaan na ons eerste vraag vanaand toe. 'n Siening wat moet verander. So ek wil gou-gou hê, dink gou aan jou eie lewe en as jy met een van hierdie 3 vrae vereenseldig, kan jy hulle kies. As dit almal is, kan jy almal kies. Maar waar in jou lewe of was jy al op 'n plek waar jy iemand as 'n vyand gesien het, maar jy het dalk later vriende geword? Het jy dalk 'n moeilike seisoen as 'n straf gesien en later besef dat dit 'n tyd is waarin God jou gevorm het? Het jy gedink God het dalk van jou vergeet, maar jy het later gesien, hy het jou raak gesien? Al hierdie voorbeelde was plekke waar daar 'n spesifieke situasie was wat nie noodwendig verander het nie. Die persoon het dalk nie verander nie. Die omstandighede wat moeilik was het dalk nie verander nie, maar jou siening moes verander om vrede te maak met ek het nie die antwoorde nie en dis okay. God sien my raak, God het nie van my vergeet nie. Ons volgende kopskuif is 'n bewuste besluit. Waar vereenseldig jy met een van hierdie 3 voorbeelde? 'n Besluit om iemand te vergewe, 'n besluit om op God te vertrou. Jy het liefde gekies eerder as om terug te beklei, die ander wang te draai. Dis 'n bewuste besluit. Dit kom nie natuurlik nie. Wanneer iemand jou te nakom, dan wil ons dadelik terug beklei. Maar het jy al in jou lewe dalk 'n besluit gemaak om weg te stap, om vrede te kies, om liefde te kies? Het jy al iemand vergewe? Dit kom ook nie natuurlik nie. Dis ook 'n bewuste besluit wat ek en jy moet neem. 'n Kopskuif. Die laaste een sê nuwe gedrag. Wanneer jy jou hart en jou lewe vir die Here gee, dan is daar sekere goed wat ons anders moet doen, wat 'n kopskuif vereis. Het jy opgehou om negatief te praat en lewe te begin spreek? Het jy al begin gee, omdat jy glo dat God jou voorsiener is? Het jy opgehou om wraak te soek en eerder vrede te begin nastreef? Ek is seker elkeen van ons kon met enige van hierdie voorbeelde onsself assosieer en dink aan 'n situasie waar jy daardie kopskuif moes neem. Baie dankie, julle kan daai van my afsit, julle kan nou weer julle fone bære, dat ek weet ek het weer julle volle aandag. Nou as ons teruggaan na Romeine 12 vers 2 in die boodskapvertaling, dan sê dit, moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle julle hele lewe lank elke dag aan hom moet oorgee. Moenie in hierdie wêreld tuis raak nie. Baie keer is daai die heel eerste kopskuif waarmee ek en jy gekonfronteer word wanneer ons hart en ons lewe vir hom gee. Is om te besef dat nou moet ek anders wees as hierdie wêreld waarin ek leef. Want ons het, sonder om te veel daaroor te dink, so maklik tuis geraak in hierdie wêreld, in hulle denkwyse, in hoe dit reageer. En wanneer jy dan stroom op wil swem, wanneer jy dan dit wil doen wat die Here vir jou instoor het, wanneer jy jou lewe vir hom gee, dan moet ek en jy wegstap van daardie manier van dink en nie meer in daardie huis tuis voel nie. Die Engelse woordjie spesifiek vir hierdie moenie tuis raak nie, is die woordjie do not conform to the pattern of this world. En hierdie woordjie conformed in die Grieks beteken to not be poured into a mold. Met ander woorde, om in 'n
in hierdie voorbeeld geplaas te word wat die wêreld vir jou bied nie. Dit sê dat ek en jy nie gevorm moet word in dieselfde voorbeeld as wat die wêreld in stoor het nie. Dit sê dat ek en jy anders moet dink, ons moet 'n kop skuif, 'n bewuste besluit maak om anders te wees as hierdie voorbeeld wat deur die wêreld vir my en jou gegee word. In Deuteronomië 3 vers 19 en 20 sê God, vandag gee ek aan julle die keuse tussen lewe en dood, tussen seën en vloek. Ek roep die hemel en die aarde as getuies vir die keuses wat jy gaan maak. Mag jy tog die lewe kies, sodat jy en jou nageslag mag lewe. My vraag aan jou vanaand is, hoe leef jy nou dat jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het? Het jy aan hierdie wêreld gelyk geword? Of het jy al 'n kopskuif gemaak om anders op te tree as die wêreld rondom jou? Het jy al hier gekom waar God vir jou gesê het, ek wil hê jy moet lewe kies en nie die dood nie? Of staan jy nog met een voet in die wêreld en een voet by God? Vers 20 sê, om die Here jou God lief te hê en hom te gehoorsaam, jy aan hom en aan hom verbind te wees, bring vir jou lewe. Dit vat 'n kopskuif vanaand, nie net om hom lief te hê nie net om in elke situasie te kies om hom te gehoorsaam nie en te luister na sy wil nie. Maar dit sê ek en jy moet aan hom verbind bly. Johannes 15 praat van die wynstok en die lote en hoe ons in Jesus Christus verbind moet bly. In elke besluit wat ek en jy neem, we need to abide, we need to remain in him. Daardie woordjie van om in hom te bly in die Grieks verwys na die woordjie meno, wat sê om jou huis in hom te maak. Dit is my so mooi dat hy sê dat ek en jy moenie tuis raak in hierdie wêreld nie. En dan in 'n ander skrifgedeelte sê hy raak tuis in my. Maak jou huis jou woonplek in my. Want wanneer ek en jy van daardie tuiste af begin leef en reageer, dan lyk ons gedrag anders as die wêreld rondom ons. Romeine 12 vers 2 het 'n volgende fokusgedeelte wat sê, laat God julle van binne af nuut maak. Wanneer ek en jy toelaat dat ons in hom bly, wanneer ons in sy teenwoordigheid tyd spandeer sodat hy die een kan wees as potterbakker en ons die klei sodat hy die een kan wees wat ons kan vorm en nie die wêreld nie, dan gebeur daar iets binne in ons harte, transformasie. Die Engels praat van transform, but be transformed. Ons moet nuut gemaak word. Iets binne in jou hart moet verander, sodat jy kan lyk soos wat God en Jesus lyk. Hierdie woordjie transformed, verander, nuut maak, is hierdie woordjie wat? Daar sê julle het dit baie mooi. Dis dieselfde as 'n skoenlapper wat gevorm word en wat nuut gemaak word. En dis wat God vir my en jou instoor het. Dat ons nie moet bly as wurms nie. Dat ons nie moet bly as 'n papie in 'n kokon nie. Maar daar's 'n tyd wat ek en jy 'n kopskuif moet maak om daar uit te tree. En dan op te tree soos hy wil hê, jy moet optree en moet lyk. Filippense 2 vers 5 sê, julle moet Christus Jesus se voorbeeld volg. Soos hy oor dinge dink en voel, so moet julle ook daaroor dink en voel. Ek en jy het nodig om in baie situasies 'n kopskuif te maak, om nie te dink en te voel soos wat ons nou voel nie. Maar sodat wanneer ons getransformeer word in ons nuwe huis, in sy teenwoordigheid, dat ons kan dink en voel soos wat hy voel. Ek praat in die week met 'n vriend van my wat
wat deur 'n ongelooflike moeilike seisoen in sy lewe gaan. Hy word gekonfronteer met 'n ongelooflike verlies. Hulle verloor 'n baba. En toe ek hom sien, is hierdie man, hy's stikken, maar hy's hoopvol. Ek staan in hierdie situasie in 'n gesprek met hom, waar hy even in hierdie seerste, slegste oomblik die naam van die Here groot maak, raak ek gekonfronteer met 'n kopskuif wat ek dink ek nog nie gemaak het nie. En daar's 'n transformasie wat in hierdie man se lewe gebeur het, 'n diepte van God se liefde wat hy ervaar en ken, dat hy even in die seerste, moeilikste omstandigheid kan sê, I will still serve you and you're still good. My siening van my omstandighede verander. Die omstandighede bly sleg, dit bly seer, dit bly onregverdig. Dit het my te nagekom, dit los 'n leemte, dit maak skade. Maar my siening in die situasie verander, want ek ken God. Ek het 'n dieper verhouding. Daai transformasie het nie net oppervlakkig gebly nie, dit het diepte geskiet in my hart. Dit het vlees geword, dit is deel van my. En in dit kan ek nog steeds die naam van die Here groot maak, want ek dink en ek voel soos wat hy voel. Die laaste gedeelte van Romeine 12 vers 2 sê, dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle julle hele lewe elke dag aan hom moet oorgee. Ons het nie 'n verantwoordelikheid vir 'n kopskuif, sodat ons anders kan dink en anders kan reageer in situasies nie. Maar daar's ook iets wat moet gebeur as 'n getuienis vir die wêreld rondom ons. As God sê dat ek sal weet wat u wil is, dan weet ek daar's ander skrifte waar hy verwys dat ek en jy moet getuig van wie hy is, waar ons beweeg. Ek en jy is geroep om 'n kopskuif te maak, sodat ons nie meer vir onsself leef nie, maar sodat ons vir hom leef, en deur dit dat ons ander mense se lewens kan aanraak en kan beïnvloed. My man herinner ons in die bidkamer van Edward se woord donderdagoggend by die gebedsoggend, wat sê dat ek en jy dra nie vrug vir onsself nie, ons dra vrug vir die mense rondom ons. 'n boom eet nie van sy eie vrugte nie. Dis nie vir jouself nie. En wanneer ek en jy 'n kopskuif maak dat ek nie meer gaan leef vir dit wat ek nodig het en vir waar ek God nodig het nie, maar ek begin leef op waar wil God my gebruik in hierdie week. Ja, hierdie situasie is terrible, maar wat kan ek leer van God se liefde? Wat kan ek getuig van wie hy is in hierdie sleg, in hierdie swaar? Dan dra ek vrug vir sy koninkryk. 'n man wat 'n kopskuif gemaak het en wat regtig 'n verandering in sy lewe en transformasie binne ondergaan het, was Saggeus. En ek is net vanmiddag terwyl ek bid, herinner aan sy storie. Hierdie klein mannetjie in die Nuwe Testament, en ek kan vir meer as een rede met hom vereenselwig. Amen, dankie Renay verstaan. Wat besig is met al die verkeerde dinge, wat op 'n plek in sy lewe is waar hy soveel mense te nagekom het, waar hy soveel seer veroorsaak het, wat hy regtig, ek dink as hy na sy lewe moes kyk, eintlik half soos 'n mislukking moes voel. Maar iets gebeur die oomblik toe hy hoor van hierdie man Jesus. En hy hoor hierdie dinge wat hierdie man gedoen het. En hy hoor hoe mense van hom praat en ewe skielik verander sy siening. Ja, hy is dalk sleg en dinge gaan dalk nie goed nie, maar daar's 'n hartsbegeerte dat hy hierdie man moet sien. Sy siening verander, ewen buite die feit dat hy baie klein is en nie in 'n groot gehoor miskien by Jesus sou kan uitkom en bo almal kon uitsien hoe Jesus ewen lyk nie. Sy siening verander deurdat hy 'n plan maak en in 'n boom klim.
En terwyl hy in hierdie boom sit, kom Jesus verby en hy stop onder daai boom. Hy roep hom by sy naam en hy sê, Saggeus, vanaand kom eet ek by jou. En in daardie ontmoeting, ongeag die situasie het nie verander nie, die mense was nog steeds upset, want hierdie is nog steeds die man wat hulle teleurgestel het, dit is die man wat 'n sondaar is, hierdie is 'n man wat almal in die gemeenskap te nagekom het, en die mense praat nog steeds sleg van hom, die omstandighede het nie verander nie. Maar Jesus kom in die omstandighede in en hy sê, vanaand eet ek by jou. En die oomblik toe hy by hom sit, en wat ook al hy oor gepraat het, wat ook al die gesprekke was, het 'n kopskuif veroorsaak. Want ons lees hier in Lukas 19 vers 8, waar Saggeus sê, ons weet nie wat was die gesprek nie, maar in die teenwoordigheid van Jesus gebeur hierdie ding. Saggeus sê, kyk, van nou af gaan ek anders lewe. Daarom gee ek nou die helfte van alles wat ek besit vir die armes. In die verlede het ek baie mense verkil met geld, maar ek gaan daardie geld 4-dubbel aan hulle terugbetaal. 'n Kopskuif gebeur in hierdie oomblik. Sy siening verander oor sy eie lewe, oor die foute wat hy gemaak het, die besluite wat hy geneem het. Daar gebeur iets wat hy 'n bewuste besluit maak, om nie net al sy ekstra, sy oorvloed vir die armes te gee nie. Hy besluit ook dat hy gaan regmaak wat hy verkeerd gemaak het, met ander woorde sy gedrag verander. Hy het 'n kopskuif gemaak. Jesus beamoed dit in vers 9 waar hy sê, vandag het God jou lewe splinternuut gemaak. God wil vanaand elkeen van ons lewens splinternuut maak, maar nie net sodat ek en jy vir onsself kan lewe nie. Dit is vir my so mooi dat ewen in Saggeus se kopskuif oomblik, wanneer hy kom regmaak en kom berou vir dit wat hy verkeerd gedoen het, kom leef hy ook verander. Hy kom gee nou alles vir die armes. Dit wat ek mee geseën is nie meer vir my nie. Dit is nou vir die mense rondom my. Hy kom herstel deur 4-dubbel terug te gee, dit wat hy verkeerd gedoen het. 'n Kopskuif, nie net vir homself en vir dit wat hy innerlik nodig gehad het om anders te leef, deurdat hy nie teenwoordigheid van God was nie, maar hy begin ook leef vir die mense rondom hom. Kan jy net vir 'n oomblik, daar waar jy sit, net jou oë toemaak? Here, ons wil U loof en prys vanaand vir die geleentheid wat ons het om vanaand in hierdie diens ook 'n kopskuif te kan maak. Here, U ken ons hart en U ken ons omstandighede en U weet in watse situasies was ons hierdie week. Here, maar ek wil vra dat U ons sal help in die week wat voorlê, dat ons konstant sal kies om U genade en U liefde raak te sien, dat ons fokus sal wees op hoe U dink en hoe U voel, eerder as om deur ons eie vlees gelei te word. Mag ons altyd deur U Heilige Gees gelei word. In Jesus naam. Amen. Amen. Sjoe, dankie pastoor Siobhan. Nee, ek het 'n kopskuif gemaak vanaand. Is julle reg vir die grootste kopskuif van julle borslys van die aand? So, dit is my voorreg, het almal van julle nagmaal. Is julle reg? Is ons reg om die eer aan die Here te gee vanaand? So ek wil net gou 'n skrifgie vir julle gee, sodat julle net altyd weet waar om na te gaan kyk as julle ooit die nagmaal wil gebruik en julle is nie seker nie. Dis in 1 Korintiërs 11 vers 24 en hy sê, en nadat hy gedank het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my nagedagtenis. Net so het hy ook die beker geneem na die ete en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Doen dit soos dikwels soos wat julle daaruit drink tot my gedagtenis.
Nou ek wil net vir julle sê om 'n kopskuif te maak. Gaan julle vanaand die grootste kopskuif wat ooit gebeur het in die mensdom se geskiedenis, het julle hierso gehoor vanaand. Die mense het gedink hulle gaan 'n koning kry wat die Romeine gaan oorwin met krag en mag. En toe kom Jesus en hy word 'n dienaar en hy was hulle voete en hy bied vir hulle voedsel en hy sê, breek hierdie brood is my liggaam en hy sê, drink hierdie bloed en dink aan my. So vanaand, wanneer jy hierdie kopskuif maak, weet dat God het alreeds die prys betaal. Jesus het reeds daai prys vir alles wat in jou lewe gebeur, het hy alreeds betaal. Die dag toe hy op daai kruis hang op Golgotha. So kom ons neem die liggaam van Jesus en ons eer dit tot nagedagtenis van hom. En ons drink die bloed en weet dat hy was ons skoon so sneeu. So wanneer jy die dag voor die koning staan jy rein en skoon voor hom. Kom ons buig ons hoofde tot eer en verheerliking van hierdie grootste kopskuif van ons lewens. Here Jesus, dankie dat U vir ons die ultimate kopskuif gemaak het aan die kruis. Dankie dat ons nie meer hoef te leef onder die skuld en die vrees en die angs nie, Vader, maar in U genade. Terwyl ons vanaand hierdie broodjie geëet het en die beker gedrink het, herlaai ons denke en ons harte. Vernuwe ons gees en herinner ons aan die liefde. Vader, wanneer ons vanaand uit hierdie auditorium uitstap, Vader, en maandag begin weer, vra ek dat U ons sal vooruitgang, dat die engele sal stuur om die paai vir ons gelyk te maak, dat geen onheil en geen plaag naby ons tente sal kom nie. Vader, ek vra die seën oor hierdie mense wat vanaand hier voor ons sit, dat waar hulle hande neerlê, daar 'n seën sal wees. Daar waar hulle praat, hulle Jesus sal praat. Vader, ons bid vir U beskerming oor hulle lewens en oor hulle gesinne. En Vader, dankie vir die woord wat vanaand uitgegaan het en wat vandag vrug sal dra, sodat hulle die ultimate kopskuif sal maak tot eer en verheerliking van U naam. Ons loof en prys U heilige naam. En almal wat die Here liefhet sê, amen. Dankie julle. Sien julle volgende week, selfde tyd, selfde plek. Amen.